voorreg het ek en jy op hierdie Woensdag aand hier kan saam wees. Op 31ste Desember, die laaste 5 ure van hierdie jaar. Jy wonder dalk terwyl ek dit sê, gaan julle diens hou tot middernaand toe. Ons gaan probeer om nie tot volgende jaar diens te hou nie. Dat jy nog 'n bietjie kans sê om 'n jaar verder nog te kan vir oulaas geniet, maar vandag hier saam is eintlik 3 kategorie groep mense hier. Hier is mense hier saam wat reeds op vakansie is en terug is by die huis. Dan is die mense hier wat nog gaan weggaan, wat nie kan wag om klaar te pak en te ry nie. En dan is daar hierdie mense wat die staatmakers van Secunda is, wat ons dorp bymekaar hou. Dankie vir julle, wat daar vir ons is deur hierdie tyd. En hoe ek al sê, jy miskien al gery het langpad in hierdie tyd, of gaan ry, of voorheen miskien al langpad gery het, wonder ek, wie vanaand hier hou van langpad ry? Enige sulke mense. Hier is 'n hele paar van julle, wat hou baie mense is nie so lief daarvoor nie, maar dit is iets wat ek van hou self, ek hou van die langpad ry, en te beleef die oop lig wat mens kan beleef, die spasie in ons land waar mens kan beweeg op paaie, en die lewe wat ook vir jou en my 'n reis is. Maar kan jy by jou dink, wat sou gebeur as mense besluit, in plaas van om deur die vooruit van hulle vensters te kyk met 'n langpadry, wat veronderstel is gewoonlik seker 95% van jou tyd, kyk jy voor en dalk 5% op jou triespieeltjie daar. Wat sou gebeur as jouself en die mense om jou op 'n langpad besluit, vandag gaan ons eerder op ons triespieeltjie fokus en daar bestuur en kyk wat gebeur as op die vooruit. Kan jy myself dink wat gaan gebeur? Chaos, ongelukke. En jammer om te sê, maar ek dink daar gaan waarskynlik mense wees wat dit nie gaan maak nie. Om so te kan ry nie. Ek het hierdie afgelope tyd ook, het ons gery Kaapse kant toe, en iets wat ek nie so aanbeveel mense doen nie, maar as jy partykeer jong kinders het, is dit uit desperaatheid doen mense partykeer om deur die nag te ry, Kaap toe. En dan besef jy, hoor jy, ek moet nou ekstra fokus op hierdie wat vooraan gaan. Seker te maak van wat aangaan rondom bewegings, rondom selfs dalk diere of iets wat op die pad kan wees. So belangrik, hierdie vooraansig wat jy het. Maar die ironie is dat soveel mense gaan hierdie nuwe jaar in met 'n benadering van 'n vasgevangheid op hulle triespieeltjie van 'n lewe. Mense wat nog so vashou aan dinge wat in die verlede gebeur het, wat maak dat hulle heeltemal die prentjie verloor, die visie van dit wat voorlê, wat die Here vir hulle instoor het vir die toekoms. So ons gaan vandag en ook Sondag, die 4de Januarie, so klein mini-reeks wat ons het, wat ons praat oor vasberade vorentoe. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie die toekoms ingaan met onsekerheid, met huiwerigheid, met 'n vrees nie. Ek wil vasberade wees, en ek glo jy ook, rondom die toekoms wat voorlê. En ek glo hierdie gaan nie moontlik wees as ons nie die Here betrek daarbey nie. Dat die Here jou en my wil help om vasberade te wees vir ons toekoms. Ja, verseker dat ek en jy nie 100% beheer oor ons toekoms nie. Baie dinge kan gebeur. Maar ek en jy kan met 'n geloofsingesteldheid leef van, omdat die Here aan my kant is, omdat hy met my is, kan ek vasberade wees. Kan ek uitsien na wat voorlê vir die toekoms. So vandag gaan ons begin met 'n boodskap wat gaan oor kyk vorentoe. Kyk vorentoe. Sondag gaan ons verder aan met dit, maar vir vanaand is die fokus op hierdie triespieeltjie en die vooruit van ons lewe. Waar kyk ons vir ons lewe en vir die jaar wat voorlê? Nou, een man wat 'n baie donker triespieeltjie verlede gehad in sy lewe is 'n man naam Paulus. Apostel Paulus of Saulus is ook al naam verwys word.
En ek wil nie vanaand nou 'n klomp skrifverse noodwendig wat ons gaan lees nie. Ek wil sommer met jou gesels oor hom. As jy self wil gaan lees, gaan kyk gerus hiervan Handelinge 7 vers 58, Handelinge 7 tot Handelinge 9 toe. Sien mense 'n stukkie van sy verlede wat daar gebeur het. 'n Man wat betrokke was en teenwoordig was met die eerste martelaar, Christen martelaar wat daar was, naamlik Stefanus. Ons lees daar in Handelinge 7 waar Paulus, wat nog 'n jong man was, daar staan en hy is 'n toeskouer van wat daar gebeur en ook dat van die klere van die mense wat betrokke was by hierdie teregstelling van Stefanus. Hy het dit vasgehou het. En dan sê dit in Handelinge 8 vers 1 ook dat Saulus op daai stadium dit goedgekeur het. Hy was vir dit gewees wat daar gebeur het rondom die vervolging en teregstelling van 'n volger van Jesus. En as jy verder lees, eskaleer dit net meer en meer en meer hoe hy verder hierdie passie het in sy hart om Christene te vervolg, om die kerk te verwoes. Jy kan gaan lees verder aan in Handelinge 9 ook, vers 1, wat dit sê letterlik hy 'n dreiging en moord geblaas het teen die volgers van Jesus. As Paulus in sy triespieeltjie gekyk het, was 'n man gesien het daar's bloed op sy hande. Gesien het hoe hy gesin uitmekaar uitgetrek het. Hoe hy probeer het om totaal te rebelleer teen dit wat God se plan was op aarde om sy kerk te vestig. 'n baie donker verlede. Maar hier is die wonderlike ding van Paulus wat ons vandag kan leer en saam met ons vat is, ten spyte van hierdie gelooflike donker verlede wat hy gehad het hy besluit gemaak om te sê, hy gaan nie die res van sy lewe bou op daardie triespieeltjie verlede nie. Die besluit het, ek gaan as Paulus my fokus skuif op dit wat die Here my voorroep. 'n Groter visie te hê as net hierdie beperkte klein triespieeltjie. Vooruit te kan kyk wat God in store het vir my. En ek wil nou om saam met te lees, ons kernvers vir vandag is 'n baie bekende gedeelte, Filippense 3, van vers 12 tot 15, terwyl Paulus in 'n tronk sit, daar in Rome, besig om hierdie sendbrief te skryf vir die kerk van Filippi. 'n wonderlike, aangrypende sendbrief, sê die volgende oor sy eie lewe. Hy kom sê, nie dat ek alles al bereik het, of al klaar volmaak is nie, maar ek hou aan om dit te jaag, om dit myne te maak, omdat Christus Jesus my syne gemaak het. Nee, broers en susters, ek reken self nie dat ek alles wat ek moet wees nie, maar een ding is verseker, ek vergeet dit wat agter my lê, en strek my uit dit wat voor lê. Ek jaag na die wenpaal toe, na die hemelse prys, wat God deur Christus Jesus aan my gee. Almal van ons wat geestelik volwasse is, behoort hierdie doel te hê. As ons enigiets is waaroor julle anders dink, sal God ook dit vir julle duidelik maak. Net tot sover. Vanuit hierdie gedeelte waar Paulus skryf, is hier 'n paar belangrike goed wat ons nie moet mis nie. Wat ons gaan help ook op ons reis wat voor lê. En die eerste daarvan is dat ons sien dat Paulus begin met 'n eerlikheid oor die nog nie van sy lewe. Hy is eerlik om te sê, weet jy wat, ek het nog nie gearriveer nie. Ek is nog nie perfek in my lewe nie. Ten spyte van die feit op daai stadium dat hy reeds 'n oorgawe vir Jesus gemaak het, hy reeds uitverkoop is aan die Here en voluit leef vir die Here. Natuurlik het hy, die wat nie sy storie ken, het ek dalk net vinnig jou inkleer oor dit. Hierdie Paulus, wat die kerk so vervolg het, op pad na nog 'n dorp Damaskus toe, om juis nog skade aan te rig in die kerk, beleef 'n bonatuurlike ontmoeting met Jesus Christus. Sy lewe verander radikaal. Hy besef dat hy totaal verkeerd was, hy besef dat Jesus die weg, die waarheid en lewe is. En hy maak 'n 180 grade draai vanaf 'n vervolger van die kerk na 'n verkondiger van Jesus Christus toe. Maar ons sien hier in Filippense waar hy kom sê, ten spyte van dat hy Jesus
in sy lewe het, dat hy die genade van God beleef het, wat ongelooflik groot was vir hom, ten spyte van sy verkeerde dade, dat hy 'n plek is wat ek kan erken, ek het nog nie alles bereik in my lewe nie. Ek wil glo vandag, as ek jou moes vra, wie is hier perfek? Wie het 'n perfekte lewe? Is ek redelik seker, nie een van julle gaan jou hand opsteek en sê, ja, ek is perfek en nie volmaak nie. Almal van ons het 'n geskiedenis van foute, van verkeerde besluite, van gebrokenheid, van seer, wat ons beleef het in die loop van ons lewe. Maar dat ek en jy by 'n plek kan wees wat ons hier op die einde van die jaar, 31 Desember kan sê, Here, ek erken, daar's dinge in my lewe wat nog nie heeltemal lekker is nie, daar's dinge wat ek, dalk my spook van my verlede, waar dit ook al mag wees, daar in ons 3 speeltjie, is daar nie 'n perfekte beeld nie. En dis waar Paulus begin, wanneer ek en jy wil werklik 'n positiewe uitkyk kan hê, 'n goddelike uitkyk, moet ons begin by die plek waar ons eerlik kan wees, deursigtig kan wees en sê, Here, hier is my lewe, hier is my alles. Die wonderlike ding vandag vir jou en my is, maar dit stop nie daar nie. Dit gaan verder aan, want die tweede faset van hierdie gedeelte wat ons vandag ook gelees het, praat Paulus die volgende in vers 13, maar een ding doen ek vergeet die dinge wat agter is. Ons kan vandag praat van 'n heilige geheueverlies. Dit beteken nie vandag dat jy ontken, of is naïef teenoor die foute nie. Maar as dit sê, nadat ek erken en nadat ek besef het, wat in my lewe aangaan, ek doelbewus besluit, om nie vas te hou aan daai goed nie. Vas aan die verkeerde besluite, vas te hou aan die seer en die spyt en die skuldgevoel nie. Maar dat ek doelbewus kies om daai goed agter my te sit en my gedagtewêreld te fokus op dit wat die Here vir my in die toekoms instoor het. Dis wat ons leer van Paulus hier. Hy besef, hy kan nie bekostig om vas te hou in sy verlede nie, anders gaan hy vasgevang raak in hierdie dinge. Vandag in jou en my lewe, ek ken nie jou storie nie, maar die kans is goed dat hierdie jaar, kom ons vat net 2025, was daar hoogtepunte vir jou waarskynlik gewees, dinge wat vir jou mooi was, wat goed was, dinge wat jy wil koester en wil vashou aan. Maar, almal van ons lewe is daar dinge miskien wat minder goed en aangenaam uitgedraai het. Dinge wat jy wens anders kon gewees het. Miskien gehoop het vir ander tipe besluite wat jy, as jy nou terugkyk, dink ek sou anders besluit het op sekere goed. Dalk is dit net kleinighede, miskien slegte gewoontes wat jy begin kweek het. Jy wou dalk, jy het ook begin van die jaar hierdie groot verwagting gehad van ek gaan gesond leef, gesond eet, oefen. En nou kom jy uit op 31 Desember en kyk terug en dink, joh, iewers het ek heeltemal koers verloor. Of dalk in menseverhoudinge, waar menseverhoudinge verbrokkel het, wat jy mee te doen gekry het. Almal van ons het hierdie dinge. Maar die uitnodiging wat ons sien van Paulus af is, ja, nadat ons erken het, die Here neergelê het, dat ons sê, Here, dankie dat U genade vir my gee, toestemming gee, deur U genade, dat ek nie hoef vas te hou aan hierdie goed nie. Dat ek dit kan gaan en 'n heilige geheueverlies kan spreek oor hierdie goed. Sê, Here, dankie. Ek sit dit agter my lewe. Ek hou nie vas aan dit nie. En dan laastens vandag, as ons dink aan wat Paulus skryf in vers 13 en 14, hy sê die volgende, en ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die wenpaal, om die prys te verkry. Ek strek my uit wat voor is. Dit gaan hier oor 'n nuwe fokus en visie, wat Paulus kies om aan te neem in sy lewe. Die groot voorste venster wat hy kyk, om te sien, maar daar is iets wat voor lê, baie groter en beter as wat my verlede ingehou het. Ek hoef nie beperk te wees of 'n slagoffer te wees van my verlede nie. Maar ek kan vorentoe kyk met visie, met hoop, met 'n nuwe prentjie. Wat ver meer is wat ek kan bid of ding wat God kan doen in my lewe, as ek hom toelaat in my lewe. Die woord strekkie wat gebruik word, die Griekse woord praat eintlik van
soos 'n atleet wat homself uitstrek en inspan in sy spesifieke sport, om totaal gefokus te wees op dit wat die Here vir jou instoor het, en vasberade vorentoe kan gaan. So kan ek en jy vandag van Paulus se lewe kom leer, om wat ook al hierdie jaar gebring het, te kan verwerk, te kan sê, Here, dankie vir die mooi, dankie vir die wonderlike dinge, die goeie gawes, soos ons vanaand gesing het ook, die getrouheid van God in ons lewe. Die Here wat so goed was vir ons hierdie jaar, tot hiertoe gebring het. Maar dat ons ook waaksaam vandag sal wees, om nie onnodige bagasie, wat die Here wil graag ons moet afvat, moet neerlê, sal saam met ons indra in 2026 nie. En die ene weet ek vandag is dat die vyand sal baie graag wil hê, dat jy moet belas, gelaai, beperk wees vir 2026. Hy sal graag wil hê dat jy moet al die laste saam met jou vat en vasgevang bly in die triespieeltjie. Maar dank God vir Jesus Christus wat aan 'n kruis gesterf het. As jy seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Ek hoop jy glo dit vanaand. Dat jy sal kan beleef dat die Here roep jou tot 'n voorste nuwe visie en prentjie. 'n Prentjie wat groter is as jou verlede. Ek wil vanaand afsluit en hierdie groot uitnodiging by jou kom sê, dat jy word genooi op 31 Desember hierso, op die laaste ure van hierdie jaar, vir 'n groot ruil. 'n Ruiltransaksie, as jy dit so wil stel. Wat is dit wat ek en jy kom ruil? Wel, ek wil jou nooi vandag om dinge van jou verlede, sonde, skuld, seer, spyt, daai triespieeltjie, donker verlede te kan neerlê. Kan sê, Here, hier is die goed, ek erken dit, maar kom lê dit neer by die kruis. Ek vergeet dit, ek sit dit agter my. En dan iets op te neem. In ruil vir daardie goed van die verlede, te sê, ek neem op die voorste perspektief in my lewe, die toekoms wat God vir my instoor het, van verlossing, van vergifnis, van visie, van om voluit te kan leef vir die Here met my lewe. Jy kan nie altyd die goed doen, dis moet jy vanaand ook besef, jy kan nie vas aan die verlede en hoop jy gaan iets in die kanvasse van die toekoms ook nie. Iets moet jy laat gaan, om die nuut wat God instoor het, vir die toekoms vir jou, te kan aangryp. Dis wat Paulus geleer het uit sy lewe uit. Vanaand gaan ons nagmaal ook saam gebruik, en die nagmaaltafel is juis 'n ruiltransaksie wat Jesus Christus kom doen het vir jou en my. 2 Korintiërs 5 praat daarvan wat God gesê het, dat Paulus skryf daar, hy sê dat Christus kom verruil sy geregtigheid. Hy kom gee dit vir jou en hy vat jou sonde, jou ongeregtigheid op hom. En jy word die geregtigheid van God. 'n Ruiltransaksie wat plaasgevind het by die kruis van Jesus. Mag ek en jy vanaand nie die kruis van Jesus van selfsprekend neem nie. Mag ons nie die bloed van Jesus goedkoop maak nie. Maar sê, Here, iets so groot prys vir my betaal, ek wil alles my verlede wat nie van U is nie, wat my terughou, kom neerlê. Dankie dat U my skoon was deur die bloed van die lam. Dankie dat U my 'n toekoms gee, hoop gee, op grond van die genade, nie op grond van my goeie werke nie. Onverdiende goedheid, wat God vir jou en my kom skenk. Vanaand ook by hierdie nagmaaltafels, sal jy sien daar's papiertjies en penne. Dis vrywilliglik, dit is net 'n oop uitnodiging. Die gedagte is, as jy vanaand weet van sekere dinge wat hierdie jaar deel is van die triespieeltjie, die donker verlede, dinge wat jou terughou of wil terughou, jy dit kan herken, in die lig kan bring, kan neerskryf. Ons as Paulus te kan sê, nie dat ek alles al bereik het nie. Hier is die dinge wat ek besef, ek tekort val. Jy kan dit neerskryf, en daai papiertjie kan jy, hier in van hierdie kleipotte kan jy dit gooi, te sê, ek lê dit neer. Jy kan ook vanaand, as jy wil, op daai papiertjie skryf oor dit wat jy beleef vir Here op jou hart lê, om op te tel vir hom. Miskien is daar sekere begeertes, sekere drome,
sekere dinge wat die Here op jou hart kom lê het, kom druk het vir 2026, wat jy nog nie werklik amptelik opgeneem het nie. Kan jy op papiertjie ook dit neerskryf en saam met jou vat huis toe. Jy sê, Here, ek wil bid oor hierdie, ek wil werk met dit. En dan gaan ons Sondag wat kom, gaan ons praat oor die vorentoe beweeg. Maar vanaand kom ons staan stil by die nagmaal. As jy vanaand 'n besoeker is, eerste keer is, jy is so welkom om hierdie nagmaal saam met ons te gebruik. Vanaand ek kom sê, die bloed van Jesus verteenwoordig die druiwesap. Die druiwesap verteenwoordig simbolies dit ook. Die brood wat ons neem en breek en eet is 'n simbool van Jesus se liggaam wat vir jou en my gebreek is. Sodat ons heel gemaak kan word. Sodat ons hoop kan hê vir die toekoms. Terwyl ons vanaand ook hierdie nagmaal gebruik, gaan Jander ons bedien met 'n lied. Luister aan die woorde ook. Mag dit jou nooi om te kom na die Here toe. Vanaand is hierdie nagmaaltafel soos 'n altaar van Jesus Christus wat kom sterf het vir jou. Mag jy beleef genade, hoop vir 2026. Kom ons sluit die oë, bid ons saam. Hemelse Vader, ons wil dankie sê dat U 'n God is wat kom nuut maak. Dat jy ons nooi, soos 'n Paulus, vanuit ons donker verledens uit om dit ek erken, agter ons te sit en vorentoe kan beweeg met 'n nuwe visie, nuwe uitkyk vir die toekoms. Here Jesus, ons wil, so saam met Paulus ook, ons ook om vestig op die Here Jesus. Dankie vir die kruis, dankie vir oorwinning, ook vir die opstanding, die nuwe lewe wat U kom bring het. Vanaand kom verruil ons die gebrokenheid van ons verlede vir die hoop van ons toekoms. Here Jesus, dankie dat U saam met ons stap in 2026 gaan. Here, dat ons U lig kan wees in 'n donker wêreld. Dat ons kan opstaan vir Jesus en ver meer te kan doen en bereik, Here, omdat U in ons lewe is. Dankie vanaand. Dat ons hierdie jaar so kan afsluit by U voete by die kruis. In Jesus naam. Amen.